kan ons Bybelverklaring saam met mekaar doen en dan gaan dink ek, dit wat wil verhinder, dit wat 'n blokkade is, gaan ek hier oproep en sê ons gaan dit verander. Ons kan dit verander. Ek glo my hele hart, ons kan sluise oopmaak en die strome van water kan weer begin vloei. Kan ek nog 'n amen kry? Net Hendrik. Is julle hier? Het julle 'n moeilike week gehad? Is julle bly om kinders van God te wees? Wil jy sommer net lekker jouself wees? Kyk na my. Okay. Is jy reg? Hier kom hy. Hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Ons word deur baie inligting blootgestel en dan gebeur daar iets erger as blootstelling. Ons word afgestomp. Wie die eerste keer as jy hoor van 'n oorlog, dan roer dit sommer alles. Veral as daai oorlog sommer net hier om die draai naby jou is en jy weet nie presies wat gaan die oorlog aan jou doen of wat gaan vir jou impliseer of beteken as daai oorlog nou nog nader kom aan dit wat naby jou is nie. Ek gaan nou eers moet dit regmaak en ek gebruik nou maar rustig my tyd. En nou die helfte van my gereedskap het nou uitgeval. Ek sal probeer om dit uit die video uit te haal. Maar as ek dit nie reg kry nie, bly dit daar, dat julle almal kan sien hoe ek nou gesukkel om by die grond uit te kom. Wie van julle sukkel ook so 'n bietjie? Ek hou van okay, daar sê amper weer heel. Ek dink hy kort 'n bietjie gom. Kom ons kyk of hy nou gaan reg wees. Goed. Jy word afgestomp deur baie woorde, baie stemme, baie mense, baie goed. As ek kan vir u sê, ons het gistermiddag verseker in my hart, een van die mooiste begrafnisse beleef in 'n as ek moet kan sê. Nou kan 'n begrafnis mooi wees. Ja. As jy nie afgestomp is en as jy nie so ongevoelig geraak het, weet laat dit net nie meer tot jou deurdring nie. Wat is nou besig om te gebeur? En daarom is ek vanoggend met jou gaan praat oor ken sy naam. Moet ek vir jou sê dat die afgelope, is eintlik al seker baie lank, maar veral die afgelope, ek wil sê 4 weke of die afgelope maand, het ek herhaaldelik vir mense 'n vraag gevra. En dan sê ek vir hulle, ek verstaan nie, as ek die kerk vergelyk, die gemeente, vergelyk met besighede, dan sien ek daar's besighede in die dorp, daar's instansies, daar's instellings, en dan sien ek party van hulle kry bitter swaar, net soos die kerk ook swaar kry. En dan is daar weer ander wat verskriklik goed vaar. En dit lyk net asof daar geen keer is daaraan nie. En dan kyk ek na mense, dan sien ek mense wat ook net op die broodlyn is, as hy op is. Party van hulle is onder die broodlyn, jy weet. En dan sien ek weer ander wat so welvarend is, dat hulle kan enige iets net reg kry. Dis net asof daar geen keer is. En asof hierdie 2 pole, of hierdie 2 kante van die saak, net al hoe verder uit mekaar uitdryf. Die wat arm en swaar en sikkend en siek, jy weet, teenoor die wat ryk en welvarend en vermoënd is.
asof dit net al hoe groter word. Dit word net al hoe armer en al hoe ryker. En dan wonder ek, wat is dit? En ek het vrae gevra. Ek het verskillende mense gesprekke gevoer. En dan vra ek vir hulle, hoekom verander iets nie? Hoekom is dit so? Want die seerstikkend mens en die gelukkige, vreugdevolle mens het beide dieselfde ding wat hulle doen, is hulle bid, hulle lewe, hulle gaan kerk toe, hulle ywer. Daar is 'n paar wat moed opgegee het en opgehou het en gesê het, ag, wat dit help nie, ek staan op en ek gaan kerk toe of werk doen nie. Ek gaan nou maar sommer net by die huis, of ek gaan net op in 'n hoopie sit. Daar is sulke mense ook. Maar ek dank die Here, ek dink die meeste van julle is nog vanoggend in die kerk, omdat julle 'n verwagting het. Omdat julle hoop het. Daar's 'n klompie mense wat al moed opgegee het, gesê het, help jy gaan kerk toe nie. Daar's baie mense wat glad nie meer bid nie. Dis kan nie maar my woord daarvoor vat. Daar's baie mense wat glad nooit meer kerk toe gaan nie. Ek het nou in die dae weer gehoor van iemand wat sê, ek was 26 jaar laas in 'n kerk. Dit is nogal 'n ding. Ek dink ons moet medaljes of sertifikate begin uitdeel vir die wat die langste van die kerk af kan wegbly. Want ek moet vir u sê, ek weet nie hoe hulle dit reg kry nie. Ek kan nie een diens mis nie. Dan voel dit vir my iets begin knaag. Iets so. So, ken sy naam. Wat is dit wat ek en jy moet verstaan of begryp? Nou gaan laasweek se teksvers vir 'n baie goeie rede herhaal en dan gaan ek vir jou 'n nuwe teksvers gee. Maar as jy gaan kyk, sê jy sien dis dieselfde teksvers as wat ons laasweek gelees het. Want hoekom die boodskap het gegaan oor respek en het dit daaroor gegaan dat ons moet leer hoe om wys of onwysheid te skei van mekaar en om wys te lewe. Kom ons lees dit, Efesiërs 5 vers 14 tot 17. Hy sê, daarom sê hy, ontwaak, jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat jy nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Nou ek wil die klem laat val op hierdie, die dae is boos. Die dae is boos. As boosheid reën is, dan wil ek vir jou sê, dan is jy sopnat gereën. As boosheid, jy weet, een of ander iets is wat ons kan fisies beleef en ons doen dit, maar dan sê jy agterkom dat die dae is boos. En jy word, as jy in die wêreld beweeg, word jy aan boosheid blootgestel en is asof soos iets wat aan jou kom vashou en so. En dan sê hy, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Ek en jy moet kan verstaan wat die wil van die Here is. En nou gaan ek vir jou volgende skrifgedeelte gee, en ons lees dit uit Deuteronomium, die 8ste hoofstuk, vers 11. Hy sê, neem jou in ag, dat jy die Here jou God nie vergeet, deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, nie te hou nie. Neem jou in ag, dat jy dit hou. Dat jy dit nie vergeet nie. Dat jy sê, dit moet gedoen word. Want 'n gebod is redelik maklik om te verstaan. Dis iemand wat vir jou sê, doen dit. Maak so. Dis wat 'n gebod of 'n gebooie is. En ek wil jou help vanoggend om te verstaan dat jy kry alreeds 'n waarskuwing dat jy moet sorg dat sekere dinge moet aangehou doen word. Jy stop dit net nooit nie. Want dit staan vas soos 'n gebod. En
dan sê hy in Rigters die 3de hoofstuk vers 7, en dit is wat met Israel gebeur het, as hulle nie dit gedoen het nie, as hulle nie in ag geneem het nie, as hulle nie onderhou het nie. Hy sê, en die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, en die Here God vergeet, en die Baals en die heilige boomstamme gedien. Nou hoor gou, as jy eers van God kan begin vergeet, dan raak die Baals en die heilige boomstamme al hoe makliker. Dan word dit jou tweede God. So as jy eers kan vergeet wat God is en wie God is en wat God wil doen in my en jou lewe, dan word die ander oplossings al hoe makliker. Dan word al die ander gode asof dit al is wat daar is. Want hoekom jy het vergeet? Dit vra iemand baie keer om jou te herinner en te sê, onthou jy nog die mure van Jericho? Onthou jy nog hoe God die volk uit slawerny uitgelei het? En dan sê jy, vaag weg, ja, ek weet, daar was so iets gewees. Waarmee is jy nou besig? Nee, ek is met my nuwe God besig. Ek is met my nuwe Baal en my nuwe aanbidding besig en my boomstam wat ek vir myself gekies het. Nou Eksodus 20 vers 7. En nou bring ek jou by, wat is dit wat ons vergeet? Wat is dit wat ons in hierdie dag gaan moet aanspreek? Luister mooi, Eksodus 20 vers 7. Hy sê, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want, en ek wil dit so beklemtoon as wat ek kan. En hoor gou, hoe persoonlik word dit? Dit word afgeskaal nie na 'n groep toe nie, maar na 'n enkeling. Hy sê, want die Here sal die een. Die Here sal die een. Kan jy hoor, miskien is dit ek. Miskien is daar die een, as jy hom in 'n naam moet vasvang, Johnny. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Wow. Wil jy nou amen sê? En sê, Here, hiermee kan ek nie stry nie. Hierteenoor kan ek my nie ophef en sê, maar wat van dit en wat van hierdie nie. En ek dink ons almal weet wat in ons wêreld aangaan. Ons almal weet hoe dat die naam van die Here op mense se lippe is. En ons dink nie eers meer aan hierdie duidelike gebod, hierdie duidelike voorskrif, dat jy nie die naam nie mag noem nie, maar dat jy die naam nie ydelik sal noem nie. Met ander woorde, daar's 'n tyd wat jy die naam gaan noem, en dan gaan dit reg wees. En dan gaan daar 'n ander keer wees, wat jy die naam noem, en dan gaan dit ydelik wees. So kom ons gee 'n tree of 2 vorentoe, en dan wil ek hê jy moet weet dat hierdie hele ding van om die naam van die Here ydelik te gebruik, het te maak, wat dink mense oor God? Wat se assosiasie maak jy as jy hoor Jesus, as jy hoor God, as jy hoor Vader, as jy hoor Jahwe, as jy hoor elke naam wat in die Bybel verteenwoordig of uitgespel is, en jy hoor hy's wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader. Wat hoor jy? Wat spring in jou hart op?
Ek kon gister met Kobus se begrafnis, kon ek sê, ek kan net een mooi boodskap oor hom preek, en dit is dat, wat het van al die velle wat hy opgelaai het en afgelaai het, verhandel het, wat het van al daardie velle geword? Hy was in my wêreld 'n velle mens gewees. En as ek aan hom gedink het, of nog steeds dink, dan onthou ek dinge daarvan. So kan ek vir jou sê, is daar 'n ware begrip en 'n verstaan van God se ewige almag en heerskappy, as jy hoor God? Jy sê, wow, stadig. Ek onthou op 'n weermagtyd was daar 'n Jood saam met my, en ek druk dit nou maar seker 'n bietjie swak uit, was daar 'n soldaat saam met my, en hy was van Joodse afkoms gewees. En hy het vir my so 'n bietjie geleer om hulle taal, om die Joodse taal, die Hebreëse taal, jy weet, woorde te leer ensovoorts. En dit was vir my altyd so mooi as hy dit skrywe, en hy skryf God. Dan skryf hy nie G-O-D nie. Hy skryf G langstreepie D. En toe vra ek vir hom nou, hoekom maak jy so? Hy sê, want ons het respek vir die naam. Ons ken die naam. Ons weet wat is agter en in hierdie naam. Ons verstaan dit. En ek wil sê, ons lewe in 'n tyd waarin die mensdom eintlik God se naam vergeet het. Mense gebruik die naam van die Here so ydel as wat hulle kan, sonder om te besef dat daar 'n duidelike waarskuwing is dat daar sal straf wees. Kan jy jou indink dat as jy weet daar gaan straf wees, dan gaan jy mos nou versigtig wees. En jy gaan nie dit doen wat die straf veroorsaak nie. Maar dink net, hoe word God se naam oral in die wêreld, rondom jou, by jou werk, hopelik nie in jou huis nie, maar ek dink dit gebeur ook daar. En dat dit straf gaan bring. Dis hierdie onbegrip, dis hierdie afgestomptheid waarvan ek praat, wat ons nie verstaan, dat om ydel te wees beteken dat jy eintlik nie bedoel wat jy sê nie, dis eintlik leë woorde, daar's nie waarde daaraan wat jy sê nie, dit kan selfs grens aan 'n kragwoord, of dit word amper as 'n ware 'n vloekwoord, en soms as jy mooi luister, sal jy spot, en jy sal hierdie sarkasme hoor, van as hy God is. As God dan God is. God is God. Dis nie 'n as-saak nie. Dis nie 'n miskien saak nie. Hy is God. En hy het jou gemaak. En hy het jou so lief, laat hy sê, ek ken ook jou sondige natuur. Ek ken jou verkeerd. Ek ken jou rebelsheid. Ek ken jou opstandigheid. En ek weet hoe maklik gaan jy teen my draai, maar ek gaan jou help om terug te kom by my. En vanoggend glo ek wil die Here ons as 'n gemeente help, dat ons weer duidelik sal verstaan dat daar is onmiddellike, miskien nie altyd nie, maar daar is besliste straf gekoppel. As God gesê het hy gaan iets doen, sal hy dit doen. En dit is nie te sê dat God die een is wat die straf dan uitdeel nie, maar God is in beheer van straf. God is in beheer van jou vyand. As hy dink hy kan met jou maak wat hy wil, dan is dit God wat sê vir Job, vir die duiwel sê as hy oor Job praat, dan sê hy, ja, daar is Job, jy kan met hom doen wat jy wil, maar jy mag nie sy lewe neem nie. God bly in beheer. God bly in beheer, en tog kan hy dan sê, laat dit toe, laat dit gebeur. Straf kruis jou pad. En jy verstaan nie,
dat jy deur hierdie blokkasies en seer en stikkend en sonde en alles moet werk nie, maar ek wil hê jy moet vanoggend saam met my 'n besluit maak, dat ons gaan in 'n reaksie gaan op hierdie naam. Ons gaan op 'n plek kom waar ons weer gaan begin vir onsself sê, vir mekaar sê, dat ons moet respek hê, ons moet verstaan, dat as God iets doen, sal hy dit doen, en daarom praat ek versigtig, ek praat opreg, ek praat met eer van God. Ek praat met versigtigheid oor God. Ek is op daardie plek waar ek verstaan dat om leuns en onwaarhede en sinlose stellings te maak van wie God nie is nie en wat God eintlik nie kan doen nie en nie sal doen nie, dat ek op 'n plek in my lewe kom wat ek weet dat as ek daardie naam noem, dan sit soos 'n skakelaar wat ek teen 'n muur by die elektrisiteit sal druk en die lig sal aan of afgaan. En hoe donker is dit nie as dit donker word nie? As God sê, jy hoor nie, jy doen nie, jy werk nie. In Johannes 14 vers 13 sê die Bybel, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. Nou wil ek hê, jy moenie 'n vrees, 'n ongesonde of 'n ongegronde hantering van die naam van God hê nie. Jy moet juis verstaan dat dit is in sy naam. Dis in sy naam wat ek kan regop staan en sê, ek kom in die naam van ons Here Jesus. Jy is soos klein Goliat wat voor, of Dawid wat voor Goliat staan, en jy sê, ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare wat jy uitgedaag het. En hy sal vandag jou in my hand gee. Dawid, hoe kosbaar as jy die inhoud van die naam van God verstaan, dat hy gee jou die oorwinning. Dis juis daar wat ons dan hierdie uitdagende vers in Johannes 14 vers 14 het, wat sê, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Mense het al vir my gevra, pastoor, as ek dan nou iets vra wat sleg en stikkend en verkeerd is, sal die Here dit doen? Nou jy kan dit maar gaan uitwerk. Ek is eendag vreeslik gepla om Mohammed by die deure vlieg. En toe sê ek vir die vlieg gaan dood. En toe gaan sit die vlieg daar waar kom ek kan bykom nie. Nie op daai stadium nie. Julle ken die storie. En toe ek so 'n paar dae later daar kom, toe sit die vlieg nog daar. En toe ek op 'n stoel klim en ek my vinger net so by die vlieg uitkom, toe val hy mors dood af. En die Here sê vir my, jy bid nooit weer onverskillig nie. Want my naam is groot. Alles wat julle in my naam vra. Sou lekker gewees het as dit so sou werk en ek kan al die mense wat met my raas en baklei in die gemeente wegbid. En dan bid ek weer almal in wat ek hier wil hê. Ek hoop jy snap wat ek vir jou wil sê, nee. Daar's nie 'n wispelturigheid aan God nie. Daar's 'n ewige heiligheid, 'n onveranderlike vastigheid van ons God. En as hy gesê het, dan sal dit so wees, dan gaan dit gebeur. So kan ek jou help om te verstaan dat ons dit eintlik werk om te doen in ons dorp, in ons gemeenskap, met onsself, dat ons weer die respek van God sal ervaar in 'n oorgawe, deurdat ons vir onsself sê, ek gaan nie die naam van die Here ydel gebruik nie. Ek gaan nie sy naam sommer net noem nie. Nie eers in my binnekamer gebed nie. Halleluja. Nie in die lofprysing en die aanbidding wanneer ons almal saam en ek sommer net so, ja, nie eers as ons hierdie koorvers wil sing en hy sê, his name is higher.
Dan ondersoek ek my hart en my gees en ek sê, Here, bedoel ek dit? Is ek opreg as ek vanoggend voor U staan en ek begin met groot oorgawe en ek sing, daar is krag, wonderbare krag in die dierbare bloed van die lam en in sy naam en sy grootheid. En is ek ernstig? Bedoel ek? Verstaan ek? Dat as ek sy naam gaan sê, dan kan daar iets gebeur. En dit wil gebeur. So kan ek vir jou sê, jy maak 'n keuse, dat jy besluit, dat hierdie blokkade in ons dag, want sal jy met my saamstem, dis omdat ons die naam van die Here so ydel in ons gemeenskap gebruik. Enige iemand kan sommer net, sê net, ons kerkmense het al stil geraak, ons sit net nie meer nie, ons bly eintlik maar stil. Pastoor Piet Smit van Malmesbury, wat nou al in die hemel is, ek roep altyd, jy weet, as hy in 'n gesprek was, dan het hy so uitdrukking, hy het so iets gemaak, jy weet, as mense nie reg praat oor God nie, as hulle sy naam ydel gebruik. Miskien moet ons ook so 'n dingetjie kry. Amen. As jy hoor iemand sê die naam van die Here en dis nie in 'n gebed nie, dis nie in 'n afhanklikheid nie, dis nie met opregtheid en met edelheid nie, maar is leeg, dis sinloos, dis sommer net om iets te kan sê, dan eina. En as hulle vra wat jy kopseer is, wat gebeur? Sê nee, daai naam. Die naam bo elke naam. 'n naam wat jou kan genees. 'n naam wat vir jou kan kos op jou tafel sit. 'n naam wat jou kind se siel kan red. 'n naam wat jou vyande in hulle spore kan laat omdraai. 'n naam wat so groot is, dat as ander begin om daardie naam te hoor, dan sit soos Nebukadneser, en dit is soos Daniël van ouds, en hy sê, daar is nie 'n God soos hierdie God nie. Ek wil hê jy moet weet, ek dink ons staan as kerk en as gemeente en as gelowiges en as Christene, staan ons skuldig, dat ons het nie die naam van die Here beskerm nie. Ons het nie gesorg, en ons het nie probeer om te sê, sy naam is groter. His name is higher than any other. Hoe ernstig voel jy oor vers 14? Hoe ernstig kan ek jou vanoggend kry oor vers 14? Jy moet weet dat as ons daar die naam bo elke naam gaan begin bely en beskerm, en ons gaan weer vir mekaar sê, luister, jy bid nie sommer net nie, jy maak seker hoe jy bid. Jy maak seker hoe jy voor God staan. Jy kom nie met onreinheid en met onegtheid en met wêreldse gesindheid en gees en alles nie. Jy reinig jouself, jy kom in eerbied voor God. Jy kom in opregtheid, jy's amper versigtig, jy's soos daardie soldaat wat saam met my was, en jy skryf G, lang streepie D, want o Here, U naam is 'n ewige naam. U naam is 'n naam wat ons nie, maar net so meer moet heen en weer sê en praat asof dit niks is nie. En Here, ons bely, ons erken, ons vra as kerk en as gemeente wil ek verskoning vra, dat ons nie opgestaan het toe ons moes opgestaan het nie. En ek dank God dat niks is ooit te laat by God nie. Daarom laat Spreuke 18 vers 10 sê, die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en hy word beskud. Ek wil vandag vir jou sê, as jy in die moeilikheid is, of as iets teen jou draai, of as mense jou aanveg, dan weet jy, daar's 'n naam wat 'n sterk toring is. En as jy sê, Jesus,
En as jy sê, Here my God, as jy sê, Abba Vader, as jy sê, Yeshua, dit maak nie saak nie, ek glo God ken sy naam, halleluja, want sy naam is vasgevang nie in letters nie, maar in die gees van God self. Hy sê, groot ek is. Hy is die magtige, die ewige, die een wat as sy naam genoem word, dan sal jou vyande omdraai. Psalm 33 vers 21 sê, want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou het. Kan ek vir jou sê, hoekom het jy so baie keer 'n swaar gemoed? Hoekom is jou hart baie keer seer? Hoekom voel jy baie keer, ag, die lewe is te veel? Roep sy naam. Besef sy naam. Besef wie hy is en wat God vir jou wil en kan doen. Psalm 72 vers 17 sê, mag sy naam vir ewig wees, mag sy naam uitspreek so lank as die son daar is, en hoor nou, mag al die nasies in hom geseën word, hom gelukkig prys. Ek wil hê, as jy moet weet, as jy die naam van die Here met eerbied reg gaan begin gebruik, gaan dit 'n effek op jou vrou en jou man en jou kinders hê. En dit gaan sommer jou buurman ook. En dit gaan straat af ook. Want as jy voor God reg staan en jy besef wie God is, dan is daar geen beperking nie. Dan kan die grootste sondaar tot bekering kom. Dan kan die grootste alkoholist kan rehabiliteer en daar kan bevryding kom. Dan kan die grootste teenkanting of die grootste uitdaging kan maar 'n pad loop met jou, maar daar's 'n naam bo elke naam. En ek wil vertrou dat jy vanoggend daardie keuse saam met my maak en dat jy sal verstaan dat as ons dit so versigtig wil sê en ons sê daar's een wat kan. Daar's een wat kan. As ek vir jou sê daar's een wat kan, dan knipoog jy vir my. Dan sê jy, ek weet. Ek weet. Is jy seker? Wie is die een? Wat is sy naam? Man, ons wil nie eers hardop sê nie. Ons wil net sê, his name is higher. Ons wil net sê, hy is die Alfa en die Omega. Ek wil net sê, hy is myne ook. Hy is my God. En daarom wil ek hê moet weet, dat as God is bekend in Juda en sy naam is groot in Israel, en Jesaja kom hy sê, en julle sal in die dag sê, dank die Here, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig dat sy naam hoog is, en in Johannes 1 vers 12 is seker een van die mooiste aanwendings en belewenisse van die naam van die Here ons God. Hy sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan wie? Aan hulle wat in sy naam glo. Jy kan kind van God wees oor sy naam. Oor dat jy op jou knieë gaan staan het en gesê het, naam bo alle name. Here Jesus, ek is 'n sondaar. Ek is verlore. Help my, red my, was my in die kosbare bloed. En sal hy dit nie doen nie, want alles wat ons in sy naam vra, dit sal ons ontvang. Nou jy herroep nou oor Paulus en Silas wat in die tronk was. Jy herroep die laaste 3 boodskappe. Die eerste ene was ons musiekfees gewees. En ons het gesê, kom ons sing. Kom ons sing. Ek wil net vir jou sê, elke keer as jy nou sing, in die naam van die Here is in daai liedjie, dan trek jy so 'n bietjie terug. Sê jy, Here, ek wil dit met groot respek doen. Maar tog ook, as jy in 'n geestelike oorlog staan en jy proklameer en jy verklaar daardie naam, dan doen jy dit met gesag en autoriteit en jy sê in die naam van Jesus. Halleluja.
O, prys God. En ons het gesê, sing. Toe het ek vir jou gesê, bid. As jy nou weer waag om te bid, en jy wil begin en jy wil 'n naam noem, maak seker, dis sy naam. As jy nou laasweek gehoor het van respek, dan gee ek vanoggend vir jou die antwoord, wat nie net vir ons gemeente is nie, wat vir ons hele dorp, wat vir ons hele land, wat vir die hele wêreld is. Die wêreld moet weer verstaan. Daar's net een punt van respek, aan die naam wat bo alle name is. Om waarlik respek te hê en te sê, hy is my God. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen dit in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom, sodat, en dit is my so mooi hoe Tessalonisense en Kolossense by mekaar hande vat, as jy hierdie twee teksverse om mekaar verbind. Hy sê, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word, en julle in hom ooreenkomstig die genade van ons God en die Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word. In julle verheerlik kan word. En kom ons sluit af met hierdie woorde. Dankie Sissa. Hy sê, en ek sal hulle sterk maak in die Here, en hulle sal in sy naam wandel, spreek die Here. Sien, God is nie net die God van die gebod nie. Hy is die God van die uitkoms. Probeer saam met my in die gees, in jou gedagtes, 'n prentjie vorm, dat al die mense in Walvisbaai het respek vir sy naam, vir God se naam. Jy sal nooit hoor dat iemand sy naam ydel gebruik nie. Leeg, sinloos, sonder betekenis, sommer net sê. Dit gebeur net nie in ons dorp nie. Ek dink jou menswees sê vir jou, dit gaan nie gebeur nie. Jy gaan nie ver gaan in hierdie dorp voordat jy nie iemand hoor. En ek was nou die dag geskok gewees toe ek dit by 'n kind hoor. Ek gedink daardie kind het geen begrip. Dit kom uit die huis uit. Kom van die pa en die ma en die res van die gesin af. Dit is mos veral in 'n skrik oomblik. Nou wat in 'n skrik oomblik reg kan wees, as jy uitroep en sê, my God, my God. Dis reg. Maar dan vra ek vir jou, is hy God? Kan jy verstaan dat ek vanoggend vir jou sê, ek is half benoud om te dink, hoe vat ons dit nou vorentoe? Ek vertrou dat jy gaan werk daarin. As jy weer moet sê, en is sy naam, die jou oë sal toemaak en sê, o Here, hoe groot is U naam, hoe heilig is U. Kom net daar waar jy sit. Probeer dit so bietjie. Doen, maak dit 'n doelbewuste respek en 'n oorgawe. Sê Here, ek soek 'n wag voor my mond. Here, ek soek die toevou van U Gees, dat ek waardig kan wees. Dat as ek waag om U naam te proklameer, as ek waag om U naam te fluister,
dat dit nie straf sal wees nie, maar uitkoms. Dat dit antwoord sal wees. En Here, soos wat U uitkoms gee, en mense wil sê, ons is iets, hulle sê ons naam is iets, dat ons hulle kan reghelp, dat dit is U naam, in die naam van Jesus. En nou wil ek jou vra om, wat ook al jou uitdaging is, of dit persoonlik is, en of dit te maak het met iemand anderster, of met jou huis, of dat jy net weer sal verstaan, en dat jy sal sê, Here, ek kom nou so versigtig na U toe. Here, ek kom so opreg na U toe, wie wil saam met my staan, om gewig te gee. Ek staan nou voor die Here, en ek nooi jou om saam met my te staan. En ek wil sê, Here, vergewe my, as ek U naam leeg en betekenisloos, somme maar net geuiter het, sonder om te besef, sonder om te begryp, dat U was toe teenwoordig, U was in die kamer, U was in die vertrek, U was daar op die pad, U was in daardie plek gewees. U alomteenwoordigheid het my dwaasheid opgemerk, het my onverskilligheid opgemerk, en Here, ek het sommer net gebid, en Here, ek wou U eintlik beveel asof U my ondergeskikte is, en ek wou in my gebed sê, Here, U moet dit nou doen, en Here, U moet hierdie kant, en Here, U so, en Here, verstaan U nie. Here, dan kom ons as 'n gemeente, ons kom as deel van hierdie dorp, sê, vergewe ons, dat ons U insetting vergeet het. En help ons om so te lewe, dat U naam weer tot sy reg kan kom. Dat elke knie sal buig, dat sondaars tot bekering sal kom. Dat hulle wat siek is, gesond sal word. Dat hulle wat ydel, leeg, sonder inhoud, lewe, voluit sal kry. Here, ek bring vanoggend ook ons gemeente naam na U toe. Pleroma, die volheid van Hom wat alles in almal vervul. Here, en as Pleroma maar net 'n naam geword het, dan bring ons vanoggend ons gemeente weer opnuut na U toe. En ons sê, ons naam wil wees die volheid van Hom wat alles en almal vervul. O, kom, wie wil dit saam met my bid? Wie wil sê, Here, ons het 'n besonderse naam vir 'n gemeente. Ons het 'n naam wat besonders is, want dit gaan oor die volheid van Hom. Dit gaan oor die volheid van Hom, die God van Abraham, Isak en Jakob, die ewige God, die Elohim, die Jahwe van ons bestel en van ons bestaan. Ons kom, Here, ons kom voor U en ons sê, ons dank U vir 'n naam wat bo elke naam is. Here, daarom bid ek dat wonders, tekens, kragtige dade, Here, dat waar U U hand op sit, dat dit geken sal word, as dat dit was U naam. Dit was U naam. Dit was U naam. Here, in U naam sal duiwels uitgedryf word. In U naam sal krepeles loop.
In U naam sal blindes sien. In U naam sal dowes hoor. Here, in U naam sal die dood opgewek word. En daar sal lewe wees. En ons sal triomfeer en ons sal banierdraers wees van die naam van die Here, Here onse God. En ons sal gesien en geken en gehoor word as mense wat die naam bo elke naam ken. En wanneer ons U naam uitspreek, dan weet ons daar's krag, daar is wonders, daar's werking van God. Want alles wat ons in U naam vra, dit sal U doen. Here, daarom wil ek bid dat dit bekend sal word. Dat ons nie sal stil bly om U naam te noem nie, maar dat ons ook nie sal stil wees om getuienis te gee nie, maar dat ons sal sê dit was in U naam en ek loof U daarvoor. Dankie Here. Amen en amen. Draai